Nou kom ons praat 'n bietjie oor jou dieet, oor jou woorddieet en die mense om jou se dieet. En hierdie is belangrik. Op die skerm sal daar 'n grafiek wees en ek wil hê jy moet hom volg want hierdie is die verskillende tipe mense wat ons bedien. Ons bedien mense op die stadsplein, ons bedien mense op 'n Sondagoggend in die kerk, ons bedien mense in klein groepe en dan bedien ons mense 1-tot-1 in 'n mentorskap verhouding. Nou, as jy mooi kyk na die blokke, die eerste blokkie verteenwoordig die evangelie aan die wêreld. Daar's mense wat nog buite die Here Jesus staan, hulle het nog nie Jesus aangeneem nie. Hulle is dalk al in die kerk, maar hulle ken nog nie die Here nie, hulle het nog nie 'n oorgawe gemaak en Jesus aangeneem nie. En dis hoekom daai blokkie voor die kruis is. Nou jy sal sien, die ander 4 blokkies is aan die ander kant van die kruis, en dit is mense wat Jesus aangeneem het. So, die taak wat ons het met hierdie een blokkie is om die evangelie met hulle te deel, om hulle by die kruis te kry, sodat hulle die pad kan begin stap met Jesus. Dis ongeredde mense. Hulle is dalk Christelik, maar hulle is nie gelowiges nie. So, die tweede tipe persoon wat ons in die kerk bedien, en jy kan nou sien, elkeen se behoeftes verskil. Blokkie nommer 1 se behoefte is om die evangelie te ontvang. Blokkie nommer 2 is mense wat onlangs tot bekering gekom het, jong gelowiges is en nog nie ver gegroei het nie. Ons moet hulle bedien met melkkos, met die woord wat eintlik fyn gemaal is, sodat hulle dit saggies kan gebruik en toe kan pas in hulle lewe, want hulle kan nog nie die vaste kos gebruik nie. Dis die jong gelowiges. Dan kom ons by die groeiende gelowiges. Hulle is nou as te ware die tieners in die geloof. Hulle is die wat opgewonde is en excited is en hulle wil alles doen, maar hulle het nog nie die ondervinding nie en hulle moet vaste kos begin kry om hulle self reg te kry om iewers in die bediening te staan. En dit bring ons by die 4de blok en dit is ontwikkelende gelowiges. Dis gelowiges wat al klaar betrokke is, hulle is klaar besig om te werk, hulle is klaar besig om iewers 'n bediening te doen en om ander mense te leer in die woord. En dan kom ons by die 5de blok en dis die mentorskap en dit is waar ek jou wil kry so gou as moontlik om die volgende generasie toe te rus. Hierdie ouens blok 4 en 5 belê in die res en hier is die probleem wat ek wil hê jy moet verstaan is, as jy op 'n Sondagoggend blok 4 of 5 is, en die diens word gerig, dan moet jy weet, blok 1, 2, 3, 4 en 5 sit daar, en dit is onmoontlik om almal op een slag te bedien, en as jy gaan fokus op 'n Woensdag aand, of op 'n Sondagoggend, op 4 en 5, dan gaan jy die res verloor, en hulle gaan uitval, en ons wil juist hulle moet inkom, en dit is hoekom dit belangrik is, dat jy moet verstaan, jou primêre voeding kan nie net op 'n Sondagoggend en op 'n Woensdag aand by jou kleingroep wees nie. Jy moet seker maak, jy kom in die woord van die Here en jy grawe diep in. Wat beteken dit vir my? Wel, dit beteken dat ek 'n selfvoeder moet word. Ek en jy moet verantwoordelikheid neem vir ons geestelike lewe, vir ons geestelike welstand en seker maak, ek kry geestelike kos buite die oggenddiens en my kleingroep waar ek kan belê in my verhouding met die Here.